Uitdagings. 'n Mens kan so maklik 'n uitdaging as 'n probleem sien. Alles hang af van jou ingesteldheid. Ek stap vandag in die berg en dink aan die uitdagings wat ek al in my lewe moes deurwerk. Die eerste uitdaging was dat ek my ma op 8-jarige ouderdom verloor het. Ek verlang haar vandag nog. En wanneer jy deur jou opgroeijare gaan, besef jy nie altyd die uitdagings wat jy tog oorkom het nie. Jou binneste wat bewe voor 'n netbalwedstryd en jy is 'n doelskieter. Jou mond wat droog word voordat jy op 'n verhoog stap om 'n gedig voor te dra, of in die konsert te speel, of die dag toe jy by die universiteitskoshuis afgelaai word, en jy was nog nooit in 'n koshuis nie. Nou so kan 'n mens aangaan. Elke dag is vol uitdagings. Maar om te trou, 1600 km van jou mense af te gaan bly, geboorte te gee, al die uitdagings op die plaas 110 km van die naaste dorp, droogtes, kinders wat ver in die skool is, en om hulle deur hulle opvoeding te sit met die wete dat jy nie weet hoe jy daarvoor gaan betaal nie. Elke plan wat jy maak om die uitdaging te oorkom. Jy maak handsakke en kook konfyt en verkoop dit. Jy rig jou plaashuis in om gaste te ontvang. Alles om die uitdagings die hoof te bied. Nooit bly ons lê nie. Ergens binne in my staan die oorwinnaar altyd weer op. Hoe sal ons weet om te kan loop as ons nie kruip nie? Hoe sal ons kan hardloop as ons nie soms struikel nie? Om op my ouderdom al die uitdagings te deel, sal 'n boek vol wees. Hoe mens die uitdagings oorkom, daar lê die wenresep. Op 40 voltooi ek 'n kursus in binnenshuisversiering en maak gordyne en blindings vir baie mense. Ek durf my eerste 21 km marathon aan. Ek hardloop verskeie 10 en 21 km marathonne, ook saam met my dogters. Hoe bevoorreg. Op die ouderdom van ongeveer, ek dink 45, begin ek stories skryf, as ook toneelstukke in een bedryf en voel dit op. Ek skep soms 'n huisteater in my eie huis. As ons wag dat ander geleenthede geskep moet word, dan sal ons vir altyd wag. Ek en jy het die talent. Skep self die geleentheid. Op 61 leer ek van blomme en hoe om in 'n blomstoor te werk en dit te bestuur. Ek maak foute, maar ek hou nie op om te leer nie. My pa se wyse woorde. 'n Mens is nooit te oud om te leer nie. Op 64 maak ek my eie blomwinkel oop. Wat 'n uitdaging. Ek kan nie anders as om voluit te leef, so ver as wat ek kan nie. Die lewe is daar, sodat ons dit kan geniet, ongeag uitdagings. Die keuse is elkeen sin op sy eie gebied. Ons kan nie altyd ons pad kies nie, maar ons kan kies hoe ons daai pad verloop. En my vraag vir jou vandag is, wat kies jy?